the path to. Goeiedag, baie dankie dat jy ingeskakel het. Dis ons program Mosaïek. My naam is Ina en ons saai uit van die pragtige Borein en baie dankie vir Kruiskyk wat vir ons kom opneem. Ek lees vandag vir jou uit Filippense 1 vers 9. Die Bybel sê, ook bid ek dat julle liefde al meer sal toeneem in kennis en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Jesus Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. Julle lewens deur Jesus Christus gevul met die vrug van geregtigheid tot heerlikheid en lof van God. Wat 'n wonderlike skrif is dit nie, om te weet, as ons doen wat hy vir ons sê, as ons bid soos hy vir ons geleer het, dan sal ons al hierdie mooi dinge kry. En ek wil maar weer net dit aanraak om vir mekaar lief te hê. Moenie by iemand verbystap as jy weet, jy kan vir hom 'n beker water gee nie, want ons is hier mekaar se helpers. Ons is Jesus se hand, ons is Jesus se voete om vir hulle iewers heen te neem of te doen. Ons kom eens wees in geloof net naby hom. Nou verlede week, ek was baie opgewonde, het ons gesels met pastoor Rian de Villiers, en hy het weer vir ons kom kuier, en jy het opgehou verlede week, ongelukkig die tyd ons gevang, maar jy moes ophou daar waar jylle die gemeente begin het, die gemeente in Somerset West begin het. Ja, is eintlik in Strand. In Strand, vertel ons, ek weet presies waar jou kerk is. Baie dankie dat ek weer vanoggend hier vandag saam met julle kan wees. Ja, en ons het toe nou begin, en dit was toe nou die beginpunt van 'n pad wat die Here met my stap. Engels praat van 'n journey, 'n reis waar hy my vat, en my uit my sokkies uit, ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sien, in Engels is dit mind-blowing. Ja. 'n mind-blowing openbaring begin gee. Dit het begin vroeg in die bediening, toe die Here met my praat uit die boek Handelinge uit, waar hy sê dat daar was 'n man met die naam Filippus wat die evangelie verkondig het, en hy was wel bekend met die evangelie, en toe kom daar 2 apostels na hom toe en sê vir hom, en ek hou van die Engels, hy sê vir hom, kom saam met ons, we will teach you to bring it more accurately. Wow. En daai woorde het my getref, om die woord van die Here meer akkuraat te bedien. En dit het my op 'n tog begin vat, van waar ek nie meer net na die woord bolangs kyk nie. Ek het begin, elke liewe keer as die Here vir my iets gee, delf ek diep. Ek gaan kyk na die betekenis. Vir my het dit daaroor gegaan, oor om, byvoorbeeld, jy het nou uit Filippus gelees, om te weet, maar al die woorde wat daar staan, wat nou in Afrikaans vertaal is, toe Paulus dit geskryf het, wat was in sy kop? Wat was sy verstaan van dit? In die eerste plek. In die tweede plek, toe daai gemeente daai brief lees, en hulle sien daai spesifieke woorde, wat was hulle verstaan van daai woord? Nie wat was die vertaling wat ons koppel aan dit nie. Wat was hulle verstaan? En dit het, ek wil amper sê, 'n ander wêreld vir my oopgemaak. En, so ja, die Here het toe vir my 'n ander mentor gegee, pastoor Rian de Toy, hy is ook in Kempton Park, wat vir my toe dit waarmee ek besig was, 'n naam gegee het. En dit was seunskap. Om 'n seun van God te wees, en nie net 'n kind van God te wees nie. En dit het ons in 'n ander dimensie geplaas, om te verstaan hoe hy my sien, en om myself te ontdek vir wie ek regtig is, ten spyte van al my eie tekortkominge, my eie foute, om op baie punte kan kom waar ek kan glo
die woorde wat hy eendag vir my gesê het. Jy is wie ek sê jy is. Want ek het van my weermagtyd af, eintlik nog van voor dit, was daar een ding waarmee ek baie gestoei het in my lewe. Swak selfbeeld. Ek het nooit gedink, ek was goed genoeg vir enigiets nie. Ek het nooit dit, vir my was dit 'n uitgemaakte saak. Ek gaan nooit suksesvol wees in enigiets wat ek doen nie. En ek wil net dit sê voor ons hier dan, en my vrou vra vir my, om 'n spreker by 'n vrouekonferensie te wees wat sy hou. En die tema is die vrou in die spieël. En toe moes ek eers in my spieël gaan kyk. En die Here vat my vir 'n week lank. Laat hy my letterlik in my kamer op my bed sit deur die dag. Dan wys hy vir my die beelde uit my verlede uit wat my nog vashou. En dan moet ek huil voor die Here en ek moet ontslaa raak van dit. En uiteindelik vir die eerste keer in my lewe toe ek alles uit het, toe ontdek ek wie ek is. In sy oë. En van daar af het my lewe verander. En en dis waar ons nog steeds is. Hoeveel jaar is julle nou in die strand? Ons is nou 15 jaar al. Alle wêreld, dis 'n lekker lang tyd. 16, ons in 2009 gekom, ons is 2025. Ons is 16 jaar en ons het die bediening begin in 2011, so ons is 14 jaar al met die bediening besig. Rian, jy het 'n boek geskryf, Called to Be. Ja. Vertel ons, waar dit begin, waar het jy die... Ek het destyds toe ek nog by die AGS was in Hoedspruit, het ek 'n skrif ontdek in die Bybel, wat regtig, kan ek maar die term gebruik, het gespook by my. Ja. En dit is Romeine 8 vers 29. Okay. Want Romeine 8 vers 29 sê, die wat hy van tevore geken het hy verordeneer, om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgebore onder baie kan wees. Nou die Engels sê dit mooi, hy sê, those whom he foreknew, he predestined them. Ja. So dit beteken, nog voordat hy my geken het, het hy vir my 'n destiny gehad. Ja. En die destiny wat hy gehad het, was to be conformed to the image of his son, Romeine 8:29. En dan gaan hy oor na 8:30 toe, Romeine 8 vers 30, en dan sê hy, kan ek maar om in Engels aanhaal. Ja, hy sê, and those who he predestined, he also called. Ja. En toe ek dit lees, toe sê ek, Here, maar, het my nie gepredestined, en ek gaan dit nou so stel, want dis hoe dit by my gekom het, het nie my gepredestined om 'n pastoor te wees nie. Want as dit my calling is, Here, die mense weet en almal weet en Here, U weet, dis nie maklik in die bediening nie. Die bediening is nie 'n maklike plek nie. Yes. So as dit my destiny is, verstaan ek iets nie reg nie. En ek het toe al daai tyd besef, maar my calling is nie dit wat ek doen nie. My calling is wie ek is, of wie ek veronderstel is om te wees. En ek het begin skryf aan die boek. Dit is seker maklik 24 jaar terug, tussen 20 en 24 het ek begin skryf van hierdie boek. En ek het net die introduction, wat ek het hom in Engels geskryf, die introduction en die eerste hoofstuk geskryf. En toe is ek blank. Toe weet ek nie wat om verder te skryf nie. En ek sê daar, Here, wat nou? Ek weet, maar is niks. Daar's niks in my gees wat ek verder kan skryf nie. En ons kom toe na Kaap toe, en in 2010 sit ek in 'n gemeente by 'n goeie vriend van my wat ook nou al oorlede is, en hy het 'n besoekende predikant wat van Pretoria afkom, wat my van geen kant af ken, ek ken ook nog nooit eens van hom gehoor nie. En die volgende oomblik, toe roep hy my vrou vorentoe, hierdie man van God. En hy kyk my so, en op daai stadium het ek letterlik sonder inkomste gesit. Ek het alles wat ek gehad het ek verloor, toe ek in die Kaap gekom, ons nie lank in die Kaap toe, word die mat onder my uitgeruk, en ek verloor alles.
En ek sit in hierdie situasie. En hy sê vir my, reguit, hy sê vir my, daar's so baie mense wat vir jou gesê het, maar dit in Engels of maar in Afrikaans sê, dat jy moet gaan werk. Hy sê, maar die Here sê, jy moenie gaan werk nie. Jy moet begin boeke skryf. En ek vol bravade stap ek uit die gemeente, uit die kerk uit. Ek moet begin boeke skryf, net tot daai maandag toe daar nie meer kos in die huis is nie. Ek moet sê, ek moet sorg vir my gesin. Ja. En ek besluit om te gaan werk. En die Here begin met my 'n pad stap, soos hy met Abraham 'n pad gestap het. En Abraham het 'n belofte gekry, dat hy gaan 'n seun hê, wat baie nasies gaan word. Hy kan nie die belofte dadelik nie, en toe gaan hy, en hy gaan kry vir Ismael. 15 jaar later, toe word Isak eers gebore. 15 jaar na daai profetiese woord, hier is die boek, vir die eerste keer. 15 jaar later het ek glad nie die fondse gehad, om hierdie boek te laat publiseer nie. Glad nie. En in die begin van hierdie jaar, bonatuurlik, ek tot vandag toe weet ek nie wie die mense is nie, het hulle net hierdie bedrag geld in my rekening gesit, en ek het geweet, nou kan ek my boek publiseer. Maar die Here het 'n pad met my gestap om seunskap en my roeping reg te verstaan. En ek wil dit vertel aan hande van 'n gebeure wat gebeur het met my. In hierdie reis saam met die Here, kom dit so dat ons uit die plek moet gaan waar ons bly. Ja. Maar op daai stadium, omdat ek nog steeds geen inkomste gehad het, of 'n bitter klein inkomstetjie so nou en dan gekry het, die plek waar ons gebly het, ek kon nie dit bekostig nie, ek het iemand gehad wat my gesponsor het. En in dieselfde tyd sê die persoon, hulle kan ook nie my verder sponsor nie. So nou stap ek en my vrou, my seun het, my middelste seun het saam met ons op daai stadium, ons moet nou uit die huis het en ons het nêrens heen om te gaan nie. En die Here sorg toe dat ons, voorsien toe dat ons die Sondag kan uittrek in mense wat by ons in die familie, in die gemeente is, se woonstel wat vir 'n maand of 2 maande op vakansie gaan wees. En ons trek, en dit trek tot hier so 8-9, maak skoon als. En toe ons by die huis wil wegry om na die woonstel toe gaan, kry ons nie die woonstel se sleutels nie. En ons soek. Ons het iemand anders se bakkie geleen, ons is na daai mense toe, want hulle het toe nou al die vullis in hulle bakkie gesit, hulle sal dit gaan weg. Ons het al die vullis sakke oopgemaak en gesoek. En iets wat ek nooit doen, ek sit nooit iets in my broek se agtersak nie. Maar daai aand staan ek daar, ons is op 'n stadium moedeloos, ons het nie geweet waantoe nou meer nie, want ons het al die vullis sakke al uitgegooi. En ek voel so, ek vat net my hand en ek voel so aan my agtersak, en hier is die sleutels in my agtersak. En die rede hoekom ek hierdie storie, my vrou, my seun, kyk my, ek sê, maar ek verstaan, ek het nog nooit iets in my agtersak gesit nie. En skielik besef ek wat die Here doen, nie daai tyd nie, maar heel wat later, dat elkeen van ons sit klaar met die sleutel wat ons nodig het, by ons, maar ons bly soek na iets wat ons klaar het. En dis die tog, dis die reis wat ek moes ondergaan, word in hierdie boek beskryf. Hoe ek my gedagtes gaan moet verander, weg van net 'n godsdienstige mens, om myself te kan sien as 'n seun in die huis van my Vader. Dat dit is wat hy vir my in gedagte het. Sy gedagte vir my is, hy wil hê ek moet gevorm word na sy beeld. Inteendeel, as mens na hierdie boek gaan lees, dan gaan jy sien dat, en ek het regtig gaan na elke teksvers gaan kyk, wat oor die woord roeping gaan. En elke keer gaan dit nie oor iets wat ek moet doen nie. Elke keer gaan dit of van duisternis in lig wat heerlikheid is. Of hy roep ons, wat ons roep tot sy heerlikheid. Elke liewe ding gaan daaroor. En ons het in die godsdienstwêreld, het ons vasgehak met, my roeping is, ek moet dit en dit doen vir die Here. Nee, ek moet vir die Here iets wees. Ja, yes. Ek moet dit vir die Here iets. Ek wil net een ding gou lees as ek mag. Een stukkie op bladsy 105. Wat ek hierdie,
stelling maak, en ek wil hierdie stelling graag lees. Hy sê, the entire human race has been chosen by God to be holy for the purpose of being made sons of God and to participate in divine sonship. Sure. Want hy het ons klaar. Die woord van die Here sê, hy het die hele wêreld met hom versoen. Dit beteken nie, almal gaan na hemel toe nie, almal is gered, maar die versoening is klaar. Daar. So hy het klaar, vir elke persoon in hierdie hele wêreld, a destiny to become a son. Die Hebreërskrywer skryf, dat een van die redes waarom Jesus moes sterf, in die Engelse vertaling sê dit mooi, hy sê, it is to bring many sons into glory. Ja. En dis waaroor hierdie boek gaan, is om te verstaan wie ek regtig is, om in die pad te stap. Ek het oor die amper 600 voetnotas in hierdie boek, waarvan seker maklik 90% net Bybelverwysings is. Ek sien jou. Ek het verskriklik, hierdie is nie net 'n leesboek nie, hierdie is 'n bestudeerboek. Studie. Want ek moes gaan bestudeer, ek moes gaan kyk, ek moes gaan sien wat sê die skrif oor dit, wat sê die skrif, en dit het my oortuig van, dat ek is nie sommer maar net 'n kind van die Here nie. I'm a son in the house of my Father. En mense wat regtig ernstig is om 'n dieper dimensie van verhouding met die Here in te stap. Ek gaan dit nou versigtig sê, maar ek gaan sê wat die Bybel sê. Galasiërs 4 vers 1 sê, solank as wat die erfgenaam 'n kind is hy nie beter af as 'n slaaf nie. Soos ek myself nog as 'n kind van God sien, sê ek sien myself as 'n slaaf wat onderworpe is aan bestuurders. En ons sien dit, mense is onderworpe aan hulle omstandighede. Hulle is onderworpe aan die goed wat om hulle gebeur. Elke liewe ding wat gebeur, beïnvloed hulle emosioneel. Hoekom? Want hulle is onderworpe daaraan. Maar dan gaan ek self te Galasiërs 4, dan sê, op die regte tyd, dit word ook hierin bespreek, op die regte tyd het Jesus gekom om ons aan te neem as seuns. Ja. En daai verstaan ons verkeerd. Want aanneming in die Bybel, die Griekse woord, is nie dit ons verstaan. Vir ons is, daar's 'n kind sonder ouers, ek neem hom aan, hy word deel van hom. Nee in die Bybelse tyd nie. Nie in die Joodse geskiedenis, nie wat die Griekse woord beteken. Die letterlike betekening van die Griekse woord beteken, placing of a son. Okay. Dis wat die woord beteken, letterlik, so letterlik moet vertaal. So wat gebeur het is, dat 'n pa het, wat seuns het sy seuns groot gemaak en geleer, tot op 'n punt. Dan het hy soos 'n partytjie gehou, almal geroep, en dan het hy sy kind aangeneem en gesê, hierdie is nou nie meer 'n kind nie, hierdie is nou 'n seun in my huis, wat die regte en die autoriteit het, om namens my volledig op te tree. Toe Jesus 30 jaar oud was, toe word hy gedoop. Wat is die eerste woorde wat God roep? Dis my geliefde seun, aanneming. Word son of God. Dis 'n openbaring daar. Word seun van God. Ja. En skielik was Christus, God, of Jesus, nie meer Jesus nie. Nou word hy skielik Christus. En toe hy opgestaan uit die dood, toe word hy Here. Maar 'n kind is vir ons gebore, Jesus. 'n seun is aan ons gegee, sê Jesaja. En duidelik die onderskeid tussen die twee. En ons is geroep om 'n seun te wees na die beeld van die seun van God. Dis my roeping. Jo, Wat is my bediening? Om dit uit te leef. dis diep daai. Dis om dit uit te leef. Dis my bediening. As ek dan vir 'n taak wil praat, dan is dit om my seunskap te leef. Daarom kom Romeine 8 vers 19, wat ook in hierdie boek gaan wees, en hy sê, dat die hele skepping wag met reikhaards en verlanging na die openbaarmaking van die seuns van God. Nie van die kinders van God nie. Maar godsdiens het ons in hierdie mold gesit van ons is oulike kindertjies van die Here.
Ag, al die pragtige kindertjies van die Here. En om 'n kind te wees, die Griekse woord vir dit is teknon, is om onder administrasie te wees van alles wat my beheer. Die Griekse woord vir 'n seun is die woord hios. En as jy gaan kyk na Galasiërs 4, maak hy gebruik van hios. As jy kyk na Romeine 8 vers 14, wat ook hierin bespreek, dan sê hy dat elkeen wat die gees van God gelei word seuns, dan gebruik hy die woord hios genoem. Nie teknon nie. Hios. As dit die gees van God gelei word ek 'n seun genoem. En dan kom hy verder in as jy Romeine 8 gaan lees, dan sê hy, en as ons seun is, ons ook erfgenaam. Nie as ons 'n kind is nie. En meer erfgename. En daarom sê hy, in vers 15 sê hy, en hy het vir ons, in ons gees het hy vir ons die seun van aanneming gegee, deur wie ons roep Abba Vader. Ons is seuns van God. Ek is geroep om 'n seun te wees. En hierdie boek gaan jou deur daai hele proses vat, van om dit te verstaan. En ek praat op 'n stadium, praat ek hier van al die verskillende generasies, wat daar was, die baby boomers, en die generasie X, en die generasie Y, en die generasie. En ek sê, maar eintlik, is daar net een generasie volgens die Bybel. Dis die seun. Ja, en dis die 42ste generasie. As mens gaan kyk na Matteus 1 waar die geslagregister is, dan kry jy 41 generasies totdat by Christus gekom. Daar's daar nie verder 'n generasie nie, want ons is the Christ generation. Amen. Ons is die Christus generasie. Ons is die seun van God generasie. Ja. Maar nou sit ons al hierdie labeltjies aan ons en sê, ja, maar ek is 'n baby boomer, dis hoekom ek so optree. En ek is dit, want dit is so, nee man. Sjoe. Ons is geroep vir sy heerlikheid. Ons is geroep vir hom. Om hom te manifesteer en om hom uit te leef. En vir my was dit 'n geweldige mindshift. Want soos ek gesê het, ek het groot geword in die AGS. Ek het groot geword van al die kindertjies van Jesus. Prys die Heer. En daar's niks verkeerd om dit te sing, maar ons het met daai konsep groot geword. Ja. En ek kon nog nooit vrykom van om die woorde te hoor wat die pa vir die oudste seun gesê het in die gelykenis van die verlore seun. Maar alles wat myne is ook joune. Yes. Jy kan net vat. Jy kan net vat. Maar ons doen nie. Rian, ek sal met hierdie boek gaan lees, jy dan nou vir my soveel stof te nadenke gegee. Dis 'n wonderlike studie hier. Dis geweldig. Maar ek moes 'n pad stap. Ja. Ek moes 'n pad stap en ek moes by myself eers seunskap ontdek en self eers. En daar was baie tye wat ek van mense gehoor het en by mense, dan praat hulle oor seunskap en dan sê hulle maar, weet, omdat hulle seun in die huis van die Here is, doen die Here dit en dit, so dan sê ek, maar Here, dit gebeur dan met my nie, is ek regtig 'n seun? En ek het, baie keer het ek getwyfel, en as jy hierdie boek gaan lees en hierdie pad gaan stap, gaan dit ook met jy gebeur, maar jy moet net vashou. Ek wil net, ons tyd is verby, Alweer. Dit het te doen met dogters ook, nee. Ja, seun moet ou verstaan. Want die Bybel praat van seuns, praat hy nie van 'n geslag nie. Nee. Hy praat van 'n posisie. Geliefde. Hy praat van 'n posisie wat jy het in Christus. Okay. Dis 'n posisie wat ons het. Niks met geslag te doen. Ja, Want ek meen, as dit met geslag te doen het, moet ek ook 'n probleem hê, want die Bybel sê ons is 'n bruid. Nou moet ek ook, dat het niks met geslag te doen. Ek wil net dit regstel, nou nie. Ja, ek moes eintlik. Dit het absoluut te doen met 'n posisie. Rian, ons tyd is verby, maar ek wil net vir ons kykers, jy praat van my real destiny. Ja. Dan is daar 'n boodskap of 'n hoofstuk oor making a difference in your generation. Dan 'n hoofstuk oor called to be a son. Called to be en ek a dink son. daar gaan dit vir ons meer duidelikheid Baie gee oor duidelik, wat jy ja. sê. En dan jou 4de hoofstuk is Characteristics of a son. of a son. Kan ek net vinnig noem wat ek hier gedoen het? Ek het die woord sonship gevat en ek het elke een van hulle
het ek 'n spesifieke eienskap aangekoppel. Okay. And then believe it to see it in your life. Believe it to see it in your life. Dis Dit gaan oor wonderlike. dit gaan oor daai konsep wat baie van ons het. I will only believe it if I see it. Ja, Maar eintlik moet ek believe to see. omdat. Ja. Ja, En net interessant believe ook, to see. ek het 33 verskillende vertalings van die Bybel gebruik om hierdie boek te skryf. Alle wêreld. Ons tyd is verby, maar volgende week gaan jy vir ons 'n boodskap bring. 100%. En jou boodskap gaan wees: God glo in jou. God glo in jou. Jy's die seun. Hy glo in jou. Jy's die seun waarin hy glo, wat hy het jou aangestel. Ek wil net daai geliefde seun bysit. Dit kom vir my so uit 'n pa se hart uit, my geliefde kind, my geliefde seun. In weke welbaai. Baie dankie vir jou tyd, ons waardeer dit. Dit was vir my baie lekker. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Hierdie boek is nou by my beskikbaar hier in Boerrein. So as jy hom wil lees, gee vir my lykie met liefde, leen ek hom vir jou. En as daar van ons mense is meer wat dit wil koop, ons kameraman gaan vir ons die foto van die boek opsit, dan kan julle dit by Pastorian bestel, of Agter op die boek is die e-mailadres waar hulle vir my e-mail kan stuur. Agter is die e-mailadres as jy voel jy wil, waarvoor verkoop jy hom? Verkoop hom vir R250. R250. Maar vir Bereinse mense sal ek dit R200 Daar maak. sê. So ons kry hom vir R200 as jy hom wil bestel. As jy wil as hier 'n paar mense is, gee ek nie om nie, kan ons deurry en 'n paar gaan haal, dan gee net vir ons die kontant, dan gaan koop ons 'n paar boeke by Pastorian. Hy is in die strand, lekker by die strand. Baie dankie Rian dat jy gekom het, baie dankie vir jou wysheid. En ja, soos jy sê, hier is 'n Bybelstudie. Ja. Called to be is 'n Bybelstudie. Sien net 'n boekie wat jy deurlees, jy hou hom, jy onderstreep hom, jy highlight hom en jy leer van hom. Van my Ina, Pastorian. Tot volgende week wanneer ons na sy boodskap luister. Shalom. Destined to play by the living water in the